So jy wil rip, maar jy wil ook nie te diep rippie, nee. Maar jy sit met 'n ou blaadjie wat jy ook van moet ontslaa raak. En jy wil sommer alles op een slag geïnkorporeer kry, jou vogbewaringsbesigheid doen alles. Dan kort jy 'n Agromas runner. Vimpie gaan my gou by die hele implement verduidelik. Ons het nog dieselfde ding gesien daar in Italië toe ons daar was, wat hulle agter 'n telehandler gehad, en ek moet vir jou sê, daar waar daai goed in die grond, nee, hoe hulle om daar gewerk het en te kere gegaan het. Dis sommer net one shot en dan kom plant hulle daar agter. Hierdie is dalk net 'n opsie, kom ons kyk 'n bietjie. Wimpie, hoe lyk dit? Wat gaan jy, Joep? Nee, aan die gang man. Mooi. Okay, Agromas runner, nee. Yes. Ek gaan nou nooit weer sy naam vergeet nie, want aangesien ek hom vergeet het toe ek in Italië was, nee. So, dis hy nie 'n Agromas runner nie, dis 'n Agromas ding. Yes. Nou, jy is 'n Agromas runner, Joep. Verduidelik my gou, wat is die hoofdoelwit agter hierdie implement? Wat hierdie implement uniek maak is, hy's toegerus met 7 tande. Jy sal sien op elke tand is hy toegerus met 2 vlerskaartjies en dan met 'n punt. En net bo die punt is hy so 'n tipe van 'n shin. Ja. Wat die materiaal in jou grond weerskante toe gooi, en elke tand het 'n shin op wat in 'n verskillende rigting ingooi. So die doel van dit is, as jy jou grond 350 diep wil losmaak, maar jy wil 'n vermenging van die materiaal in jou grond ook hê, dan is daai shin ideaal vir dit. En die shin help ook sodat jy die implement met 'n spoed van 8-9 km/h kan hanteer en jy het lekker materiaal vloei tussen deur jou tande. Nou, ek meen ons het nou gekyk daar nie. Ek van dit nou van wat ek nou regtig vir die eerste keer met die ding in die regte omstandighede gewerk het. En ek meen daarso het hulle koring opgehad en daai grond was kliphard, nê. Ek het gedog al die grond in Europa is sag, maar blykbaar daarso is hy hard. Toe het ek gesien hulle het nie die vlerkskare opgehad nie. Hulle het hom net so gewerk. Wanneer sal ek dan nou die vlerkskare op hê? Wanneer sal ek hom nou net met die gewone skare opsit? Joep, die vlerkskare sal 'n ou afval as jy 350 mm diep wil werk. So dit beïnvloed 'n bietjie jou kilowatte. Met die vlerkskar op is hy geneig om 'n bietjie vlakker te werk, so dit beïnvloed jou kilowatt. En dan as jy wil dieper werk, sal ek sê haal jou vlerkskare af. Dan kom 'n ou met 'n bietjie minder kilowatte weg. En jy het die opsie om dan 'n bietjie vinniger te werk en 'n bietjie dieper met die implement te werk. So afhangende van hoe jou grondtoestande is, ek sou sê normale Arlington grond wat ons nie nou het nie, want ek meen dit het bietjie later gereën nou nog. Maar normale as hy daai boonste laagie uitbak, dan sal jy nou wil sê tipies jy kan die skare insit en dan sê okay, right, ek wil daai eerste 200 al die materiaal daar inkorporeer en ja, basically dan net seker maak dat ek daai lekker spons kry vir my vogbewaring. 100%. Jy is dood. En ek maak nog steeds, noem dit nou maar semi diep genoeg los dat ek hier regtig ek kan kom plant na die ding. Jy kan 100%. Okay, en dan ek neem aan jou skotteltjies hier agter help maar met jou grondvermenging, is ek reg? Yes, jy is 100% reg, Choopie. Die skotteltjies agter help om jou voor en agter jou tande mooi toe te maak en dit dien as 'n vermenging van jou materiaal met jou grond. En ek meen wat ek het net met iemand ook gepraat, toe sê hulle jy moet 'n implement vir al hierdie jaar wat kom, 'n implement hê wat weer ordentlik toemaak agter die tande of whatever ook al hy oopgemaak het, anders verloor jy 'n klomp vog daarso. So maak hierdie ding ordentlik toe, konsolideer hy weer die grond. Dit is eintlik wat die implement doen, is hy herkonsolideer jou grond, so jy het die minimum stoppelverlies en jy het die minimum vogverlies met jou roller wat dan nou aan die agterkant jou materiaal met jou grond vasdruk. Wat se sizes kry ek om alles? Hierdie is so die kleinste ene in die reeks. Hierdie is 'n 2.5 metertjie. Jy kry hom in 'n 2.5 meter tot en met 'n 5 meter op die driepunt en dan kry jy hom in 'n 4 en 'n 5 meter sleep. En verstellings op hom, hoe werk sy dieptebeheer in daai goed? Sy dieptebeheer is hidrolies agter op jou rollers, Choopie, so deur middel van spysers wat 'n ou in en uithaal afhangend van hoe diep of hoe vlak jy wil werk. Druk jy die roller uit, jy haal spysers uit of jy sit spysers terug afhangend van hoe diep jy wil werk. Okay, en net gou op sy trip aksie wat julle dan nou het. Ek sien julle het hier so 'n spring binne en 'n spring, nê? Nee. Yes, dit is 'n dubbel spring aksie wat dan nou vir jou 'n breekkrag gee van so 780 kg per tand.
Okay, so hy vat hom 'n redelike en ek neem aan hy kan 'n klip hanteer, nê. Ja, hy kan Chippy. En dan ek sien hierso het jy dan hierdie griespunte net op elke ene. Hoe baie moet ek hulle grease? Chippy, ou kan hulle maar so 1 keer 'n week net dophou. Jy wil hom maar net grease sodat jy daai shovel aksie binne in die tand het. Laat hy nie Yster op yster dan nou sluit. Yes. Net seker maak dat ons nou nie my buste uitsluit of die boute en daai goed nie. 100%. Opsies op die rollers? Dubbel roller met 'n pyproller aan die voorkant en dan Ja. of 'n flatbar roller aan die agterkant of dan nou die enkel pyproller wat 'n groter deursnee roller is. So hulle het vir my verskillende opsies op hom ook beskikbaar. Yes. En ek sien hierdie stel ek dan nou maar net hoe aggressief hierdie tandjies, skotteltjies is, dan maar sommer net hier agter. Ja, jy kan sy angle stel op die kant van hoe aggressief jy wil hy moet werk en dan kan jy die skottel binnekant toe of buitekant toe ook stel. Right, so afhangende van hoe jy materiaal, jy weet mos baie keer loop jy goed mos nou net een land verskil van 'n ander een om een of ander duistere rede. 100%. Chippy, en dan net 'n laaste dingetjie op die implement is nog een van die voordele op hierdie shins op die tande is om dan nou jou kalk ook in die grond in te werk afhangend van hoe diep jou suurlaag in jou grond is. So dit is ook een van die pluspunte op die implement. So jy kry ordentlike vermenging, sê hulle amper soos met 'n ploeg tipe van storie waar jy hom daar lekker in kry en dan weet jy jou kalk is redelik deur jou hele profiel. 100% Chippy. Uitstekend, Wimpie, dankie baie. Right, so, as jy glo jy moet met 'n tand werk, net met 'n tand, nee. Nou kan jy alles in die grond in meng ook, vogbewaring, die hele lot doen ensovoort. Linkie bo of hieronder, dan kom jy met Agri Pieces in kontak. Dan kry jy ook so Agramas. Dis die van ons spys af tot volgende keer. Groete.